Ons as kinders van die Here loop partykeer in tye wat ons geloof voel asof ons op 'n dun tou stap oor 'n afgrond, of wat ons oor 'n dun tou stap met diep water met krokodille en likawane en goed in. Partykeer klap die golwe van die lewe bitter hoog en die wind waai so hard dat ons partykeer voel ons gaan ons balans verloor en ons gaan deur onseker tye, en in daai onsekerheid gebeur dit partykeer as ons voel alles oorweldig ons. Maar dis juis in daardie tyd dat ons menslike harte iets tasbaar wil voel. Ons wil sien hoe God werklik daar is. Ons soek 'n bewys dat God werklik nog omgee. Thomas het ook daardie verlange geken toe hy gesê dat hy eers sal glo as hy die merke in Jesus se hande sien. Baie mense sê jy mag nie vra vir 'n teken nie, jy mag nie vra vir 'n bewys nie. Maar Jesus self het nie vir Thomas veroordeel nie. Hy het net sy hande uitgereik en die gate gewys. Twyfel het plek gemaak vir geloof toe Thomas die werklikheid van sy liefde aanskou. Partykeer mag ons vir God vra, wys ons Here. So dikwels voel storms en omstandighede en probleme asof God nie daar is nie, asof God nie meer belangstel. Die disippels het dieselfde gedink toe die storm hulle boot tref, terwyl Jesus rustig agtergelê het. Sy stilte was nie 'n teken van onverskilligheid of dat hy nie omgee nie. Dit was 'n stille bewys van sy vrede en dat hy in beheer is. Met Jesus in jou boot, in jou lewe, by jou, gaan jy deur moeilike tye gaan, maar jy sal nie sink nie, want sy teenwoordigheid in jou lewe is groter as enige storm. En as jy hom nodig het en jy soek hom, gaan hy opstaan en hy gaan jou storm kom stilmaak, maar ons het nodig om hom te gaan soek, om hom te gaan roep. Jesaja 26 vers 4 sê, vertrou altyd op die Here, want die Here is God, die ewige rots waarop jy kan staan. Geloof beteken nie om die storm te probeer analiseer of te verstaan nie. Dit beteken ons sit ons vertroue dood eenvoudig in God. Ons beteken ons weet dat die storm is nie groter as ons God nie. Jesus is daar, soek hom. Psalm 112 vers 7 gee 'n ding vir ons en vir die kinders van die Here wat ons aan kan vashou. Hy is nie bang vir slegte nuus nie. Sy hart is vol vertroue in die Here. Slegte nuus, moeilike omstandighede moet ons nie bang maak nie. Dit moet ons vertroue in die Here sterker maak. Hy is nie net met jou nie, hy is ook vir jou. Elke tree wat ons gee, selfs al is ons onseker, selfs al is ons bang, selfs al lyk dit verdoemend, is ons tree veilig in die hande van een wat die see en die wind beheer. Wanneer jy onthou dat hy teenwoordig is, wanneer jy in sy teenwoordigheid kom, verloor die storm sy krag om jou vrese te bepaal, om jou rigting te bepaal. Dis hoekom ons God se teenwoordigheid in ons lewe moet soek. Romeine 8 vers 31 is 'n teks wat op elke yskas moet wees. Wat sal ons dan hieroor sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wanneer jy deur moeilike tye gaan, wanneer jy voel of jou wêreld stort in duie, wanneer jy regtig voel jy staan met jou rug teen 'n muur, onthou, Jesus is reeds in jou boot. Die water mag spat, maar jy sal nie sink nie. Die wind mag waai, maar sy stem is sterker as daai wind. Soek na hom, hou vas aan hom, sodat hy daai storm vir jou kan stilmaak en jou veilig kan bring by die bestemming wat hy vir jou beplan het. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en ons prys U naam. Vader, ons kan nie anders as om net stom te staan wanneer ons dink aan die liefde nie. Here, help ons om deur elke moeilike fase van ons lewe te gaan met die wete dat U met ons is. Ons het U hulp nodig, Here, om U teenwoordigheid vir ons duidelik te maak, sodat ons vrede en kalmte in ons harte kan ervaar. Dankie dat U alreeds by ons is, in ons bootjie is en dat ons veilig is. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.